Goeiemôre vriende, so op hierdie Dinsdagoggend, die 10de Februarie, mag dit vir julle sommer net 'n lekker aangename dag wees vandag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, die een ding wat ons moet besef en regtig besef in hierdie tyd is, in hierdie besige tyd is dat ons moet tyd met U spandeer. Here God, is die een plek waar ons, in die Engels sê dit so mooi, sanity kry. Here, wanneer ons tyd met U spandeer in die teenwoordigheid van U as die lewende, almagtige, alomteenwoordige God, kom gee U alleenlik vir ons deur U Gees vir ons rustigheid en 'n vrede wat soos Paulus dit stel, alle menslike verstand te bowe gaan, wat oor ons gedagtes die wag hou en oor ons hart, ons emosies die wag hou in Christus Jesus. Vader, daarom kom ons maar net en ons kom sê vir die Here, dankie dat ons in die teenwoordigheid mag wees. Dankie dat ons kan weet ons is in die persoon met 'n hoofletter is die hele persoon se teenwoordigheid wat die belangrikste in die heelal is. En Vader, dat ons toegang, onbeperkte toegang tot U het, onbeperkte toegang tot U krag het. Here, daarom kom dra ons onsself aan U op en ons kom vra vir die Here, wees by ons in hierdie tye en help ons almal, Here, om wyle stil te raak en na U stem te luister wat baie duidelik uit U woord uit na vore kom. O Heilige Gees, raak ons gees aan, sodat U Gees met ons gees kan praat en ons ontvanklik is vir U woord. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ja, dit is nou die wederkoms vervolg. Ons gaan weer nog 'n bietjie aan met die wederkoms. Nou, julle ken nou al in hierdie tyd hierdie brief amper self uit julle kop uit, waar Paulus maar net sê oor hierdie gemeentetjie, hy is so beïndruk met hierdie gemeente, hy is so trots op hierdie gemeente, waar hy vir hulle sê, heel in die begin wat ons gesê het, hy sê, sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Vriende, is dit nie 'n ontsettende mooi stuk getuienis nie? En weet julle, as ek na ons gemeente kyk, julle weet ons nou, en ek sê dit vir julle ook baie, ek is ontsaglik trots op julle. Ontsaglik trots op julle. Ek dink die Here het 'n ongelooflike, wonderlike gemeente kom stig in Milnerton. Met die besonderste mense wat ek in al die jare, soos ek al gesê het, ek is op 34 jaar hier, wat ek ontmoet het. Ek het nog nie een snaakse persoon ontmoet nie. Miskien een, maar dit is niks. Maar vriende, al die ander mense was ontsettend, ek sien die Here in hulle, en ek wil vir julle amper al sê, ek wil amper soos Paulus ook hier so sê, sonder ophou bring ek dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof in Sonnekus gemeente, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Vriende, ja, dit is wat ek graag vir julle ook wil sê, en Paulus kom sê dan ook vir hierdie mense, hoor hierso, die een ding wat julle moet besef, julle sal vervolg word, julle sal swaar kry, die dinge gaan gebeur, maar julle moet vas staan in al hierdie goeders. En dan sê hy, dag en nag bid ons met ons hele hart, om julle weer persoonlik te mag sien en om aan te vul wat nog aan julle geloof ontbreek. Maar hy kom sê hy sê Timoteus gestuur, want hy kan nie self sê. En dan sê hy praat weer oor die gemeente, en sê hy, nou is Timoteus van julle af terug by ons, en hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en liefde. Wag, is dit nie amazing nie? Is dit nie absoluut amazing nie? En as ek na julle ook kyk, dan is dit presies wat ek sien, geloof en liefde. Vriende, as die liefde van God in ons is, dan kom verander die Heilige Gees mense rondom ons. Ons hoef niks te doen nie. Ons moet bid, ons moet net in die Here bly. Ons moet 'n omgewing skep van absolute aanvaarding en liefde vir alle mense, omdat die Here ons aanvaar het. Ons aanvaar het. Ons is
Ons is geheiligde onheiliges. Ons is geheiligde onheiliges. En sommer net in gewone terme, ons is geheiligde sondaars. En daarom, vriende, kan ek en jy altyd net met baie sagte oë na mekaar kyk. Ons bly in glashuise. Ons kan nooit klippe gooi nie. Onthou dit altyd. En dit, dis net vir my in hierdie gemeente is vir my great. En dan kom hy nadat hy nou hulle gesê het, hierdie hoe hulle leef en al die tipe goed, en dan kom sy, hoorie so, net op 'n praktiese vlak, julle wat tussen die heidene woon daar, julle wat uit die afgodsdienste uitkom, julle is hierdie great klomp mense, maar sy asseblief, julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe, lê julle nog meer daarop toe sy, dat ons 'n bietjie daarby stil gestaan, hè. Is die wil van God dat julle moet heilig lewe, en dan gaan hy so aan wat ek met julle gepraat het, en dan het ons 'n bietjie oor die wederkoms gepraat, nou wat ek nie gesê het nie, gister nie, die Sadduseërs het byvoorbeeld nie in die wederkoms geglo, die Fariseërs het wel in die wederkoms geglo, né? En hy weet, Paulus weet ook, daar sulke roemers wat daar rondloop, dat daar mense nie in die opstanding glo, in die wederkoms glo nie, en daarom het hy dan nou dit dan ook gesê, né? En dan gaan hy aan, ons het gister gesê hierso, ons wil hê broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie, dan sal julle ook nie treur, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het, net so glo ons ook dat God saam met Jesus, die ontslapenis wat hom geglo het na hom toe, sal die ons 'n bietjie daar gepraat. Nou gaan ons aan vers 15. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. En daai het ek vir julle gesê, jy oop, toeknip in die aand, jy maak jou oop 8 ure verby. Dit is so, die ouens wat nou doodgaan, vriende, daar's die 2 lyne, ek het gister vir julle gesê, onmiddellik by die Here, Jesus by die ou in die kruis, en die ander een is die lyn wat Paulus dan ook hier so sê, maar maak nie saak nie, vriende, dis nie 'n issue nie. Die feit is, jy gaan onmiddellik by die Here, wees of jy nou 1000 jaar wag, jou gaan dit voel na 'n sekond, daarom sê hy, ons wat bly lewe tot met die Here sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie, wanneer die bevel gegee word, en die stem van die aartsengele en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus, hoor mooi, allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde, want dit gaan sleg, hulle word vervolg, en hulle kan miskien twyfel aan die geloof, en dan kom Paulus maar net, en dan kom troos hulle kan sê, hoor hierso, moenie byt vas, daar is 'n wederkoms, moenie daaraan twyfel nie, en dan gee hy vir hulle hierdie ongelooflike boodskap, né, so, ja. Dis wat ek wil sê vandag, vriende, en dan môre gaan ons, ekskuus tog, ek amper hou ek op. Ek moet net hierdie stukkie vir julle sê, want dit sluit baie mooi aan hierby. Vir 1 Tessalonisense 5. Oor die tyd en omstandighede, wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf, en die broers. Julle weet self maar al te goed, dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyn 'n swanger vrou, en niemand sal oorkom nie. Hy sê so, wees rustig met hierdie manne wat die hele tyd teen Christus is, dit gaan homself kom uitspeel, kom sê Paulus vir ons, né? Vriende, mag julle God se liefde ervaar, mag julle die Here Jesus Christus se genade ervaar, en mag julle die Heilige Gees, God die Heilige Gees, sy nabyheid en sy teenwoordigheid elke dag ervaar. Amen.